Liewe vriende, ons tema is swaai aan eie galg. Ons teks, Ester 7 vers 10. Hulle het Haman toe opgehang aan die galg, wat hy vir Mordegai laat bou het. Op die lewenspad kry ons mense wat op 'n subtiele manier 'n gat vir iemand anders probeer grawe. In die Bybelboek Ester smee Haman bose planne teen Mordegai en laat 'n galg bou waarin hy moet sterf. Hy beplan alles haarfyn, maar die Here sorg dat dit op homself boemerang. Op die ou einde swaai Haman toe aan die galg wat hy vir Mordegai gebou het. Die Bybel leer dat 'n mens nooit slee het en planne teen iemand moet maak nie. Want die lewende God kan die rolle omdraai. Moenie bang wees vir iemand wat vir jou 'n galg bou of 'n gat grawe nie. Die Here het sy eie manier hoe hy jou gaan red en in ere herstel. Soms neem dit baie lank, geslagte, maar die Here sorg altyd vir sy kinders. Die boek Ester leer dat die kwaad wat 'n mens vir 'n ander beplan, baie keer terugkom na jou eie lewe en jou nageslag. Toe Haman die galg gebou het vir Mordegai, het hy gedink hy beheer die situasie. Hy het glo aan sy mag, sy eie posisie, sy slim plan. Sy voorsprong sou hom laat wen. Maar God werk altyd agter die skerms. Hy draai situasies om. Terwyl Haman bou aan 'n instrument van vernietiging, bou God 'n plan van verlossing. Die Here God kan enige situasie omdraai. Vir Ester en Mordegai het alles hopeloos gelyk. Die galg was klaar gebou. Die doodsvonnis was gereed. Maar in 'n oomblik verander God alles. Die plan van oordeel word 'n plan van oorwinning. Wat vir jou soos 'n einde lyk, kan vir God die begin van jou deurbraak wees. Miskien voel jy vandag of iemand in jou werk, miskien lyk dit asof onreg wen. Onthou, God skryf altyd die laaste hoofstuk. God is nooit laat nie. As jy vandag seer kry onder onreg, hou vas aan die Here God. Hy sien. Hy weet. Hy sal optree. Laat die Here God jou regter wees. Amen. Laat ons saam bid. Wonderlike Here, dankie dat al leef ons in 'n stikkende wêreld, weet ons, U maak ons heel. Wanneer mense voetangels op ons pad plaas en dan kom U en U tel ons op en U troos ons en U maak ons sterk. Here, dankie dat ons hande uitsteek na die Here wat verlossing en genade gee. Dankie dat U ons red uit elke situasie. En dat U altyd 'n plan het. Seën ons en help ons en dra ons.
Ons bid dit in Jesus se naam, ons Here. Amen. Die Here seën jou op 'n wonderlike manier. Hy's nog dieselfde as in die tyd van Ester. Amen.